90.5. Is in die ateljee. Hallo Jannie. Hi Sarina, wat 'n voorreg. Dankie man. Ag, die voorreg is myne. Kyk, ek moet nou vir jou eerlik wees. Ek was al van klein dogtertjie tyd af blootgestel aan jou musiek. Groot geword in 'n huis waar daar heeltyd musiek gespeel het. So vir my om te kan sê, dis nie my eerste onderhoud met jou nie. Ek dink dit is my derde onderhoud, my tweede een in persoon met jou. Is my reuse voorreg. Vir my 'n groot hoor, baie dankie. En ek moet sê, ek het so 'n bietjie gaan delf in die argiewe. Ek sal graag soos net eendag in jou brein wil leef om te verstaan hoe jou brein dink, want dis lirieke en melodieë. Jy moet heeltyd aan musiek dink, nie waar nie? Ja, ek hou nogal heel wat van musiek, ja. Jy's 'n skepper van formaat. Ag man, ek is net baie dankbaar dat ja, jy weet nou 55 jaar. Ja. Vandat ek die eerste keer op 'n verhoog gestaan het, 'n openbare verhoog, nie hoërskool nie. Ja. Vir my en ek is ontsettend dankbaar vir elke enkele geleentheidjie wat ek deur die jare gekry het, want die passie, ek dink dis maar die groot ding, né? Die passie, maar eintlik is ek meer 'n taalaangelêde persoon, aangelegde persoon klink nie vir my reg nie. Aangelêde persoon is ook nie heeltemal reg nie, maar ek dink taal is my sterker gawe, maar dankie Vader ook musiek. So ja, om jou vreugde dan ook te kan jou werk maak en om dan ook die passie te hê. 55 jaar later, is nogal, dis 'n gawe, ek is dankbaar daaroor. En 'n mens kan hoor jy's 'n taalboffin, want as 'n mens luister en kyk na jou lirieke, dan het alles amper 'n dieper betekenis. Dis nie net wat jy lees en wat jy hoor is wat jy sien nie. Daar's 'n boodskap, daar's parallelle, daar's ander stories daar agter. Ek hoop so. Wel, dit klink my jy stem saam. Jannie, ons het jou eintlik genooi om vandag met ons te kom gesels oor jou splinter nuwe enkelsnit wat jy vrygestel het saam met Daniel Botha. Hoe die samewerking ontstaan? Man, ek moet begin deur te sê Christa Stein en ek het die liedjie in 1993 geskryf vir ons vriendin Suzette Elof. Ja. Sangeres hier in Pretoria. En sy het dit opgeneem op haar album wat sy toe ook genoem het Afdraaipad. In 96 het ek my album Volgende Winter gemaak en ek was so lief toe al vir daai liedjie dat ek besluit het, nee, ek wil dit opneem op die nuwe album. Christa het dit in elk geval van tyd tot tyd, ek en sy, dit saam gesing op die verhoog. So hier is nou die geleentheid om dit op te neem, en die liedjie bly my baie naby aan die hart. Soos jy nou gesê het, boodskap, vir my, is dan moet darm, ek dink nie, dan moet altyd 'n boodskap wees nie, dan kan partykeer 'n grappie wees. Ja, of daar kan klagtes wees en so aan. Maar as daar van tyd tot tyd 'n boodskap kan wees, dan is dit wonderlik. My groot held, die blinde Nederlandse sanger Jules de Korte, het geskryf in 'n liedjie wat hy in 1948 geskryf het. 2 jaar na die Tweede Wêreldoorlog. Sê hy vra 'n klomp vrae, maar sy laaste vraag is: waarom is die mense so moeg? Nou ek vertaal dit in Afrikaans, dis in Nederland geskryf en hy sê: miskien deur hun jagt en hun jagen, miskien deur hulle, jy weet hulle hoe heen en weer hulle moet hardloop en jaag, of miskien deur 10.000 vrae. So hy spot eintlik met homself, want hy vra omtrent 10.000 vrae in sy eie liedjie. Maar dan kom die antwoord: en ze zijn al so lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen so moe. Sure. Omdat ons soveel eeue al moet jaag en soek vir vrede. Dit het die mensdom moeg gemaak. En ek kan nou dink hoe moeg was die arme mensdom in 1948 net na die Tweede Wêreldoorlog. Nou op 'n manier is hierdie liedjie dieselfde gedagte. Ek moet eerlik sê, ek het nie aan Jules se liedjie gedink nie, want ek het toe al goed geken, toe ek hierop aan gedink het van 'n dogtertjie of 'n seentjie, wat in die kar sit en gedurig sê, papa, hoe ver nog, jy weet. En op 'n manier vra ons vir die Here, ag Here, hoe lank gaan dit nog vat, voor ons regtig vrede kry? Nou, daar's nou 'n hele ding daarom wat 'n ou kan praat, dat eintlik moet ons daai vrede in onsself eers kry, en dan kan ons die vrede met ander mense begin deel. Maar net fisies hierdie situasie, die dogtertjie in die kar, en sy het sê vir haar pa, hulle is op pad na vrede toe, met 'n hoofletter, die dorpie, maar eintlik is hulle op pad na die vrede met 'n klein lettertjie. Ja. Daardie ding wat ons almal so nodig het. Maar dan kom daar die afdraaipad na Hoopstad. En as jy dan by die afdraaipad na Hoopstad verby ry, dan dink jy, okay, ek weet nou in watter rigting ek op pad is, en hier is Hoopstad nou. So daardie hoop bly dan lewe.
En dit is waaroor die liedjie gaan, jy weet, net die ongeduldige kind in die kar wat sê, papa, hoe ver moet ons nog ry? Maar hoor nou al die prentjies en storieetjies wat jy in 'n enkele liedjie vertel. Weereens 'n dieper storie agter dit, maar Ja. pragtige, oppervlakkige verhaaltjie ook as jy dit dan so wil kyk. Absoluut, ek koop so. En Daniel Botha, waar kom sy vandaan? Daniel, ag jene jong, is 'n wonderlike kind, sy bly hier in Hartbeespoortdam en sy en haar vriend het kom kyk na 'n konsert, na die tyd met my gesels, en toe vra ek nou, maar wat doen julle? Toe sy studeer, maar sy maak ook liedjies. En toe sê ek nou maar, okay, kom stuur vir my iets jong, en toe sy nou vir my haar liedjies stuur. 'n Paar van haar liedjies, toe sê ek, hierdie stemmetjie is die een wat ek soek al lankal. Ek wou lankal hierdie liedjie opneem saam met 'n jong meisie. En Daniel word binne die volgende paar maande 21. So 'n regte jong meisie. En dit is so lekker om haar dan as die kind in die kar te hê wat pla en wat saam met haar pa. En op die ou end sê die liedjie, ek en pa loop saam. En hulle kyk op, pa kyk op na die Suiderkruis. Hy wil die rigting kry. Ons weet die Suiderkruis kan vir ons die rigting gee. Jy het ook 'n musiekvideo saam gemaak. Ja. Hoe voel dit? Janie, laat ek eers net vra, nee. Dit voel verskriklik lekker. Ja? Jy het vanoggend? Ja, ons het vanoggend gedebuteer op YouTube. Ja. So hy's nou amptelik vrygestel. Ek het so sit en kyk en toe is dit 10, 9, 8, 7. Jee, ons is met ons nuwe video, ons enkelsnit is ons nou op YouTube. So asseblief julle luisteraars moet gaan kyk en gaan luister. Maar julle gaan nou net daarom die liedjie hoor ook. Dis Janie de Tooy by ons in die ateljee met sy splinternuwe enkelsnit Afdraai Pad. Die musiekvideo soos jy nou net gehoor het is nou regstreeks beskikbaar op YouTube. Dan kan jy ook vir Daniel Botha sien. Is dit sy? Sy is die donker kop. Ja. Ja, sy's 'n pragtige jong meisie met 'n baie mooi stem en jy gaan net nou hoor hoe klink die liedjie. Maar Janie, jy het jou gitaar saamgebring. Dis wel waar. So as jy gereed is, wil ek jy met jou gitaar bietjie nader trek. Ons gaan gou 'n bietjie Juice Newton luister en dan gaan jy vir ons vermaak as jy nie omgee nie. Goed so. Hier is Juice Newton se Angel of the Morning op Groot FM 90.5. Janie de Tooy by ons in die ateljee. Wat 'n voorreg om hom hier by ons te hê. Ek om vir Janie de Tooy by ons in die ateljee te hê. Hy het sy gitaar in die hand. Nou Janie, ons gaan nie hierdie kans verby laat gaan. En nie vir jou vra om vir ons te sing nie. So as jy gereed is, kan jy begin tokkel. Waarna gaan ons luister? Ja, ek is vreeslik lief vir sing, so ek sing graag vir jou. Ek het al die jare geweet ek moet nog 'n liedjie skryf wat gaan oor hoe is dit nou om dit te doen wat ek doen nou al vir 55 jaar. Pak die kar Vrydagoggend waarskynlik, ry baie keer in die rigting van die Kaap. Ek dink ek is die enigste ou wat daar buitekant vereniging al mooi sien as ek op pad af Kaap toe ry. Dit ons hele land is mooi. Moenie laat aan mense julle enigiets anders vertel nie. En dan ry jy oor die Vaalrivier en dan kom jy daar by Ventersburg en dan sê die ou daar bakgat biltong. En jy gaan koop jy koop vir jou biltong en ek weet nie wat met jou gebeur as jy biltong eet nie. Maar as ek biltong eet, weet jy waarvoor word ek lus? Nee. Ek is besig met te bestuur, moenie met ander stories kom nie. Ja. Ek raak lus vir droë wors. O, werklik. En as jy dan droë wors eet, weet jy wat maak dit jou voorlus? Water. Vir biltong, natuurlik. Vir biltong. So binnekort is dit ook als op en dan ry jy tussen die wonderlike kosmos langs die pad en jy sien ook nog die mooi van ons land. Wat is daar nog wat ek oor sing in die liedjie? Ag, maak dit nie saak nie, maar die die dammetjies. Ja. Wie na lang droogte om daai dammetjies langs die pad te sien is net fantasties. Maar dan my liedjie gaan oor op die pad wees, maar elke keer as ons op pad ergens heen om vir mense te gaan musiek maak en dis dan in die aand. As dan sit ek ergens en jy sal nou hoor in die liedjie vinnige deel waar ek die kar pak en ry en dan vir mense sing in die aand. Maar gelukkig deur die jare ook baie geseënd. Ek was al in 88 vir die eerste keer in Europa en ek was nou pas weer daar by vir 'n maand lank musiek daar gemaak. En ook daar's dit nou weer ander goeders. Dis die wonderlike ou argitektuur, jy weet kroë en kathedrale wat eeue oud is. En die rein, die pragtige natuur daar. En wat is die eindpunt? Weer 'n keer. Vanaand gaan ek vir iemand sing. So dit is wat my liedjie se naam is Vat die Pad. Hier is Janie de Tooy, Groot FM 90.5. Vrydagoggend vroeg vat ons die pad. Wonder waar musiek ons dalkies hierdie keer heen gaan vat.
net voor vereniging, groen gras teen geelbruin randjies, en dis mooi, ons land is hier al mooi. Kosmos soom die mielielande langs die pad. Ook al lyk die wêreld hier vir 'n Kaapenaar te plat. Ons eet 'n bietjie biltong, dit maak jou lus vir droë wors, en droë wors maak jou weer lus vir biltong. Ons juig uitbundig oor dammetjies langs die pad. Laas jaar se droogte het hard aan ons gevat. Op die lang pad Kaap toe, met stories en akkoorde, klawers en gitaar, ons harte op die mou. En dan, teen die aand, in 'n sitkamer of 'n skuur, 'n teater of 'n saal, soms om 'n braaivleisvuur, deel ons die passie. Ontbloot 'n mens jou siel, betower deur die muses, gekoester deur die gloed, kom warm harte ons tegemoet. Elke nou en dan vaar ons die wye wêreld in. Kyk waar daar weer nuwe avonture kan begin. Ons ry langs die Ryn se kastele deur 'n woud. Kroë, kathedrale, alles eeue oud. Kuisteenstraatjies kronkel deur 'n middeleeuse stad. Sogeuners gryp my beursie met my paspoort en laat spat. Steegies wat spiraal van 'n plein in 'n piepklein dorpie, mosseltjies met friet, die lewe is 'n lied. En dan, teen die aand, in 'n sitkamer of 'n skuur, 'n teater of 'n saal, soms om 'n braaivleisvuur, deel ons die passie. Ontbloot 'n mens jou siel, betower deur die muses, gekoester deur die gloed, kom warm harte ons tegemoet. Ons vat alweer die lang pad, soos ons al die jare sou. Volg musiek se spore, wonder waarheen lei dit nou. En oral waar ons gaan, deel ons stories en akkoorde, met klawer, strom en snaar, ons harte op die mou. Sjoe, dames en here, Jannie de Tooy op Groot FM 90.5, storieverteller van formaat. En ek sien nou sommer so in persoon hoe jy jou gitaar ook inspan om die storie te vertel. Dis pragtig. Ja, die speel saam. Ja, dis deel van die verhaal. Jy sien. Jannie de Tooy, ek het nou vir jou gevra van die lig af, hoe onthou jy al die woorde? Want jy doen nie net jou eie musiek nie, jy sing werke van ander kunstenaars ook. Afrikaans, nie Afrikaans nie, Frans, Vlaams, Nederlands. Hoe onthou jy die woorde? Dis iets wat jy oefen. Ek was hopeloos in die begin, hopeloos. Maar ek het nooit papiertjies voor my gehou. O, werklik? Ek het myself beloof ek gaan dit nie doen nie, want ek wil so graag. Ag, sorry nee, jy's vir die luisteraars met see hoe ek in die oë gekyk het. Jannie kyk my in die oë. Hy vertel 'n storie met sy hele gesig. As ek die storie wil vertel, wil ek nie presies 'n stukkie papier hier sit en kyk en dan vir jou kyk nie. Ek het maar net geleer. Regtig, dit was baie moeilik. En deur die jare het dit toe beter geword en nou ken ek regtig 'n verskriklike klomp liedjies se woorde. Nogal regtig goed. Ek sal altyd 'n fout maak. Ja. Trust my. Ek sal altyd een of ander tyd die aand 'n fout maak ook, maar die meeste is in my kop. Is alles in my kop. Maar op baie aand gaan ek op die verkeerde plek nie konsentreer nie. Dan gaan ek dit vergeet, maar ek is nou baie beter daarmee as so 40 jaar gelede, ja. Ons wil dit graag op die proef stel. Sal jy? Ja, ek het 'n speletjie vir jou en ek noem dit Voltooi die de Tooy. Okay. So ek het van jou lirieke gaan soek en ek wil kyk of jy dit kan
voltooi. Kan jy glo? Is jy gereed? Oei, jene, ek gaan probeer. Kom ons kyk. Van dit is ouer liedjies, van dit is nuwer. Dis 'n speelietjie. Goed, Groot FM 90.5, Janie de Tooy, voltooi die de Tooy. Hier is die liriek. Het die tyd net gaan stil staan en ek hoor die Decrescendo van jou voetstap. Ooh la la. Het die tyd Daar is hy nou. stil gaan staan. Hy onthou hom baie mooi. Ek speel sommer die liedjie gou vir die mense ook. Ja, dis dan al in 1983 geskryf. Ja. As ek dit nou nog nie ken nie, sal ek dit seker nooit ken nie, Sarina. Die volgende ene, hierdie een, ja. Vlieg op die vlerke van die wind, ry die golwe van die see. Op genade wat vir jou gegee word. Daar sê. Dis daai liedjie, Hartsnaar van Janie de Tooy op Groot FM Sy sê nie veel nie. Ek 90.5. sit in Google die goed. Nee, is nie, dis te vinnig. Hy kan nie Google nie, hy kan nie ChatGPT nie. Hy onthou dit, dis nou darm jare se inoefen. Volgende enetjie. So verloor ons al die kamers van ons eie lugkasteel, selfs gesloop met ruwe hamers en Nou is daar niks meer heel nie. perfek. Dis my Afrikaanse vertaling van 'n wonderlike Nederlandstalige teks, hoor. Ja, dis ruïnes, is ruïnes. Ek noem dit in is die naam? Afrikaans ruïnes. Wat was In die Nederlands Nederlandse is dit teks? Onbewoonbaar verklaar. Sjoe, kan Is jy dit vlot in Nederlands praat? Ek sing dit, ja, ek kan baie goed Nederlands Wow. praat. Ek het pas hierdie lied nou sing ek sing dit juis in een van die programme wat ek nou oor jou wil met jou oor wil praat. Ons gaan nou daaroor praat. Ek het nog 2 liedjies vir jou. Hierdie is een van my gunsteling Janie de Tooy liedjies omdat dit jy so grappige liedjie is. Die dokter sê ons moet minder eet en hardloop om vetrolle weg te sweet. Kilos moet geweeg word, kalorieë getel, anders word jou hart gou-gou. Anders word gou jou hart op gehelder klink iedere boer se lied. Nee, As kyk. kuiings en vetkoek geleentheid bied. Dit is daarom 85, dis daarom nie 3. O, dis 75. Cholesterol is die liedjie se naam. Cholesterol, ja. Die dokters die sê ons moet minder eet en hardloop om vetrolle weg te sweet. Lekker stytige liedjie. Ek onthou dit ek hom heel eerste keer gehoor het. Toe dink ek dit is nou intelligente Afrikaanse liedjie humor. Ons het al baie oppervlakkige humor gehoor, maar dis intelligent. Ek het ook so gedink, ja. Laaste enetjie. Nou's ek baie welkom. Nou is ek baie welkom. So sê die maatjie voor jou voordeur duidelik. Daar sê, nee kyk, Janie de Tooy ken die de Tooy. Hy het al sy liedjies se lirieke reg voltooi. Dankie Janie. Dankie dat jy 'n bok vir sport Ek is. is baie trots op myself, man. Jy het 'n paar keer al genoem jy's 55 jaar in die musiekbedryf. Hoe het dit begin? Kan ek jou net korrigeer? Ja. Ek sing 55 jaar. So dis meer as Ek is dit. nie 55 jaar in die musiekbedryf nie. Ja. Ek is nie in die musiekbedryf nie. Ek sing. Jy sing. Janie, ek hou daarvan. Kom ons hou dit eenvoudig. Janie de Tooy sing. Ja, daar's hy, lekker. Waar het dit begin? Dit natuurlik, soos die meeste van ons wat regtig passievol oor musiek is, het dit begin as 'n klein kindjie. Ek onthou regtig hoe ek my eie woorde gemaak het op bekende liedjies. So gekyk het of ek ander woorde. Ek sommer net so lus gewees. Ander woorde te maak is regtig as 'n klein seentjie. Laerskool kindjie op die platteland was daar nie vreeslik baie geleenthede nie, maar ek het deelgeneem aan die kunstwedstryde. Wat is dit daai tyd genoem? Ja, dit is maar kunstwedstryde. Nee, hy het vir jare later gekom hier by ons. Dit was nog kunstwedstryde daar in my wêreld. Ek kom daar van ander kant Heidelberg wat op pad af na Durban toe is, hier van ons af. Van daai wêreld af en deelgeneem aan kunstwedstryde, goed gepresteer. Op die ouend was dit altyd maar my gehoor. Interessant, as dit by musiek gekom het, my gehoor was altyd die een wat hulle gesê het, okay, dis nou regtig goed hierdie, maar ek het 'n goeie oor genadiglik vir note, vir musiek oor die algemeen. En dan gaan ek hoërskool toe hier op Menlo Park op hoërskool gewees in die lekker Excelsa Petamus. Streef die hoogste na. Ja, letterlike vertaling van die Latyn. En ek het nie slaaks genoeg, ek het nie in koormusiek belang gestel nie, ek het nie in die koor gesing nie, maar ek het 'n band gehad, ons was in die band gewees, so ek het in 'n band gespeel, so van my staat 9 jaar af, ek en 2 van my pelle, lekker musiek gemaak, en in die lugmag, ek was hier volgende jaar lugmag, dit was 1970, en daar het ek nogal 'n hele paar pelle gehad, wat lekker musiek gemaak het, maar die belangrike ding is eintlik, in 71 is ek na RAU toe, waar ek 'n paar pelle ontmoet het, wat regtig ernstig was oor musiek en ons het saam 'n groep begin met die naam van Trilogie. Trilogie het sy eerste tree gegee in 71 toe ek en een van die ouens saam begin sing het, maar binne 'n jaar of 2 het ons regtig goeie werk gedoen. As jy wil, sal ek nou een van Trilogie se liedjies vir jou sing.
En in 75 het ons 'n liedjie geskryf wat die volgende jaar in die American Song Festival 'n honorary mention prize gewen het. Wow. So regtig ernstig geweest oor musiek, net daarom ook oor 1971. Dit is hoekom ek kan sê dat ek letterlik op 'n professionele verhoog al 55 jaar was, want Vanus Rautenbach, die beroemde omroeper op die Afrikaans, veral later op ander stasies ook, maar hy het sy ontbytprogram Flink uit die vere. Flink uit die vere. Kyk dan nou Kyk, ek is 'n Sarina radiomens. antwoord Sarina. Flink uit die vere, heeltemal reg. Hy het dit 10 jaar aangebied al teen 1971, toe vier hy sy 10 jaar deur flink feria fees te reël. Hy het al sy ministers van oor die hele land genooi en dit was net so uitgewerk. Ek het 'n niggie van my gaan begelei, want Vanus het gevra sy moet sing, maar sy moet iemand bring wat kan gitaar speel, toe bring sy my, toe sê ek op die verhoog, daarom 'n professionele verhoog dink ek, want Vanus het dit ook opgeneem, en daai week natuurlik op sy Flink uit die vere uitgesaai, maar ook 'n langspeelplaat gemaak. So dit was die werklike begin. Sjoe. Jannie de Tooy is by ons in die ateljee by Groot FM 90.5. Ek is bang die tyd gaan ons vang, Jannie. Kan jy gou vir ons nog een liedjie daar uit die gitaar uittrek as jy gereed is? Ja, dan sal ek vir jou moet die ene speel van trilogie. Terwyl ons nou van hom praat. Ja. Moet vir jou sê dat die ouens kon regtig harmonie sing, trilogie. Sal moet gaan luister. Droom langs stille waters, aan die einde van jou swerftog, na die sweet van 4 getye, sal verlange jou laat sug. Vind vir jou 'n rusplek in die skadu van 'n wilger, en as heimwee oor jou neerdaal, roep jy weer die jeug terug. Oor gebaande weë gaan ons na die ver verlede, swerf ons voor die onbekende, vlug ons terug na daardie dae, na die kleure van die lente, na die goud van somersrypheid, wysheid van die vroeë herfs. Wintermaande kerf diep spore in die turfgrond van die tyd. Jeug en lente is verlore, maar die hart dra geen verwyt nie. Oor gebaande weë gaan ons na die ver verlede, swerf ons in die onbekende, wil ons droom langs stille waters. Meesterlik. Dis Jannie de Tooy op Groot FM 90.5. 50 jaar wat jy nou al sing. Jy moet dit vier op 'n baie besondere manier. Ek probeer vier. Wel, ek gaan dit definitief vier. En vir my is vier maar om te sing. Mooi. Musiek te maak en te sing, en ek het by die Centurion Theater afgespreek dat oor die naweek van 17 tot 19 April Ja. ek 5 aanbiedinge daar gaan doen, 5 verskillende produksies. Wow. En nie toevallig nie, hierdie 2 liedjies wat ek nou reeds gesing het, en dan ook die een wat jy gaan nou speel, wat ek saam met Danel Botha sing, gaan te hore wees op een van daai produksies. Die Vrydag aand is my produksie Margaretha Straat.
Sjoe, ja. Margaretha Straat was 2 jaar, 81 en 82, wat mense van die musiek en liriekbeweging, wat toe beginners was, en dan ook ander wat belang gestel het om te begin, by mekaar gekom het in my huis, hier by die dieretuin, Margaretha Straat 28. Koos du Plessis en Annelie van Rooyen, Wow. en Connie de Villiers, Lucas Marie, Janita Klaasen en Marietjie Stoop, andere het gereeld so intoe gekom, en dit was 'n wonderlike werkswinkel eintlik vir Afrikaanse musiek. Nou die storie vertel ek in my program dan, daai Vrydag aan die 17de. Jong, en ek gaan nou nog nie uitlap nie, maar daar gaan van die mense wat daar op daai vloer saam met my gesit en musiek maak het, gaan daar wees op die 17de. Ek kan miskien tog maar sê, Andy Lubbe het saam met my in die huis gebly. Hy was eintlik saam met my die gasheer gewees, wanneer die mense gekom het, gratis en verniet, net kom sit en saam musiek maak het. En die gaan spesiaal kom, en dan gaan hy sommer hierdie liedjie, Droom langs stille waters, van Trilogie, want Trilogie het ook daar opgetree, van tyd tot tyd by die liedjie aande, so hy gaan dit saam met my kom sing. Maar van die ander, ek gaan nie al die ape uit my mou uitlaat nou nie, want Moenie ek is hulle ape noem nie. verskriklik opgewonde daaroor. Die volgende oggend, 11:00, gaan ek Ramkiki aanbied. Ramkiki is gebaseer op my album van verlede jaar, 2025, met die titel Op my ou Ramkiki, natuurlik. En dit is in 'n gesprek van Dani Langner van die FHK met Kobie Koen van Vonk Musiek. Hulle het saam besluit, dan moet 'n spesiale album gemaak word ter ere van die FHK sangbundel van die afgelope eeu. Wat Afrikaans, dis vir my seker die sterkste stuk Afrikaanse erfgoed wat ons het, is ons FHK sangbundel. So ek het die geleentheid gehad om 'n album te maak met 'n klompies liedjies daaruit, en nou hierdie is die produksie dan. Die album se naam was Op my ou Ramkiki, maar my verhoogproduksie net Ramkiki, en saam met my op die verhoog Shani Jonker by die klavier, en Susan Mouton, wonderlike cellist, ook saam met my. Shani is ook 'n oud parkie, né? Natuurlik, ja. Dis waar. En dis dan die oggend en 11:00, en dan die middag 3:00 is my program waarin 'n mens, jy het nou van iets gepraat, 'n liedjie dink ek, wat daarin is. Ruïne is daarin, maar in Nederlands. Saam met 2 ongelooflike jong musici moet ek sê, van Pretoria, naamlik Marcel Dednam en sy vrou Darren. Hy speel die klavier, wonderlike pianis, sy speel die altsaksofoon. So jy kan nou dink, daar's 'n bietjie 'n nuwe tekstuur ook wat ingekom het in hierdie program, waarmee ons verlede jaar begin het. Die program se naam is De Wals van de Liefde. Ek sing net Nederlandse liedjies, en dis 'n heerlike program. Hulle albei het ook lieflike stemme, so ons sing ook lekker harmonie. Dis nou Saterdagmiddag om 3:00. Die aand, eintlik ook een van die hoogtepunte, dan is ek saam met my hele ensemble, dan speel Susan en Shani, en ook my fluitis, goeie vriendin van my, Annelie Du Plessis Hoëberg. Raai op watter hoërskool was sy? Sy was op Menlo Park Hoërskool. Die hoërskool. Bietjie voor jou. Bietjie na my, bietjie voor jou. So iewers in die middel. Dan gaan ek die regtig van my lekkerste goedjies van die 55 jaar. Ek dink nou maar aan Gee ons vrede, ek weet nie of jy dit dalk onthou nie. Gee ons vrede is 'n wonderlike ding met 'n groot koor. En is nie 'n groot koor wat gaan saam sing nie, maar wel die Vox kamerkoor ensemble van hulle wat saam met my gaan sing, en dan gaan die liewe Danel saam met my afdraaipad op die verhoog kom sing daardie aand. Dis juist 'n boodskap van Jaco Smit wat sê, my gunsteling Janie de Tooy is Gee ons vrede. Okay, mooi. En dan die Sondagmiddag is wanneer jy dan nou hierdie liedjie sal hoor, van die pad wat ek nou net gesing het, want in daai program, ek noem dit Op die Gitaar, en ek het nou net in België en Nederland getoer daarmee. Ek het 20 van die programme binne 'n maand se tyd genou gedoen, toe ek daar was, Oktober, November verlede jaar, net ek met my gitaar, en ek sing net my eie liedjies wat ek deur die jare geskryf het. So ons sal so bly wees. Ek noem die hele ding, die hele naweek, kunstefees in die kleine, by die Centurion Theater. Dis verseker iets om in jou dagboek te skryf. Ons sal nader aan die tyd weer daaroor praat, dat mense kan onthou, want ons vergeet. Miskien sommer net loer, www.janiedetoy.com, dan het hulle al die inligting. Alles is daar. Janie, so heerlik om jou by my te hê. Baie dankie vir dit wat jy vir die Afrikaanse musiekbedryf beteken. Dis 55 jaar van genade en passie, en ons sien dit vandag nog. Nou brei. En hier is Janie se splinter nuwe liedjie, beskikbaar ook op YouTube nou, saam met Anel Botes. Dis
afdraaipad. Dankie weer eens Jannie. Groot FM 90.5